Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Voor ek voortgaan geliefdes, wil ek net verskoning vra as my stem dalk sukkel, want hierdie hele week al sukkel ek. En dan voel dit of dit beter gaan. En as ek my weer kon kry, dan wil my stem nie lekker saamwerk nie. Maar kom ons bid dat die Here my stem sal sterk hou. Geliefdes, vanoggend wil ek gesels oor 'n sterfbedbekering. Dis iets wat baie mense oor wonder. 'n Sterfbedbekering. En ons skrifgedeelte vanoggend is uit Lukas 23 vanaf verse 39 tot 43. Lukas 23 vanaf vers 39 tot 43. Maar voor ons dan nou God se woord oopmaak en lees, kom ons maak eers die oë toe. Goeiemôre Hemelse Vader. Here, baie dankie dat U ons nog 'n dag geskenk het. Nog 'n dag om te leer by U, om te groei in genade. Here, en ek vra dat U vir ons die woord sal oopbreek vanmôre. Dat U elkeen wat luister sal seën, nie net met geopende ore nie, maar 'n oop verstand om te verstaan. En ook om hierdie boodskap in hulle harte te bewaar. Here, en ek vra dat U my ook sal aanraak deur my lippe aan te raak en deur my te spreek. En Here, gee my 'n stem dat ek U woord kan verkondig vandag. In Jesus naam, amen. Geliefdes, kom ons lees dan uit Lukas 23 vanaf vers 39 tot 43. Een van die misdadigers wat daar gehang het, het hom gelaster deur te sê: "Is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook." Maar die ander een het hom tereggewys en gesê: "Is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade, maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie." Verder sê hy: "Jesus, dink aan my wanneer U in die koninkryk kom." En Jesus antwoord hom: "Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees." Ons lees tot sover. Mag die Here hierdie woord vanoggend ryklik aan ons seën. Geliefdes, ek wil begin met 'n verhaaltjie. Volgens sy eie erkenning was ou Joe nie 'n godsdienstige man nie. Hy het nooit kerk toe gegaan nie en hy het 'n redelike wilde lewe gelei. Hy het te veel gedrink, het baie gedobbel, het gevloek sonder om eers daaroor te dink. En was nie te verhewe om te lieg en te bedrieg wanneer dit tot sy voordeel was nie. En hy het gedink dat Christene al die pret in die lewe misloop. Hy het nooit veel aan God gedink nie. Dit wil sê, tot onlangs nie. Hulle sien Joe het afgetree en hy het daarna uitgesien om lekker baie te gaan visvang. Maar hy het 'n bietjie maagprobleme gehad en geglo is waarskynlik te veel bier. Maar toe kom die dokter se verslag terug, kanker. En dit het reeds na verskeie organe versprei en daar was nie veel wat hulle kon doen nie. Joe het miskien 6 maande oor om te lewe, miskien minder. Maar Joe het 'n neef gehad wat 'n Christen was. En eendag het sy neef se pastoor by die hospitaal ingeloer en met Joe oor geestelike dinge begin praat. En vir die eerste keer in sy lewe het Joe met belangstelling geluister. Want wat die pastoor gesê het, het sin gemaak. En dit het toe tot Joe deurgedring dat hy sy hele lewe op 'n selfsugtige, sondige manier geleef het. En hy het geweet dat as hy sou sterf, hy God se oordeel in die gesig sou staar. Maar die pastoor het gesê dat Jesus Christus aan die kruis gesterf het om die straf te betaal wat hy verdien het. Hy het vergifnis van sondes en die ewige lewe as 'n gratis geskenk aangebied as Joe dit sou ontvang. En Joe het gebid om Christus te ontvang. Hy het kort daarna in vrede gesterf. 'n Sterfbedbekering. En wanneer ons sulke verhale hoor, dan is ons bly en ons is hoopvol. Maar ons het altyd hierdie knaande vraag: was Joe se bekering werklik? Was hy werklik gered? Kan 'n persoon sy hele lewe in sonde leef, maar op heel laaste oomblik gered word? Is sterfbedbekerings regtig moontlik? En natuurlik kan ons as mense nooit 'n ander persoon se hart ken nie. Ons kan soek na bewyse van bekering, maar
Die lastige ding van sterf uit bekerings is dat die persoon dikwels nie lank genoeg leef om veel bewyse van ware bekering te lewer nie. Ons is dus geneig om die moontlikheid van sterf uit bekerings te betwyfel en op te gee om die evangelie met diegene soos jou te deel. En om ons twyfel te kalmeer en ons aan te moedig om die evangelie met diegene op die rand van die dood te deel, bevat die Bybel 'n verhaal van 'n ware sterf uit bekering. Die sterwende dief aan die kruis het Jesus gevra om te onthou wanneer hy in sy koninkryk kom, en Christus het hom verseker dat hy daardie einste dag saam met hom in die paradys sou wees. En die verhaal het baie om ons te leer, nie net oor sterf uit bekerings nie, maar oor enige bekering. Julle sien, deur God se genade is sterf uit bekerings moontlik vir enige sondaar wat hom bekeer en op Jesus Christus vertrou. Soos Johannes Calvin opmerk, daar is geen ruimte om te twyfel dat Christus bereid is om almal sonder uitsondering wat hulle tot hom wend in sy koninkryk toe te laat nie. Kom ons kyk eerstens, redding is altyd deur God se genade, afgesien van enige menslike werke. Een rede waarom ons sukkel met sterf uit bekerings is dat ons verkeerdelik vashou aan die idee dat redding gekoppel is aan menslike werke. Kom ons sê ou Joe het 'n vrou met die naam Maria gehad. 'n lieflike, vriendelike dame wat amper elke week van haar lewe kerk toe gegaan het. Sy was gaaf teenoor almal. Sy het gedink dat alle goeie mense hemel toe sou gaan, ongeag wat hulle glo. En as jy Maria sou vra hoekom God haar in die hemel moes toelaat as sy gesterf het, dan sou sy jou vertel het dat sy haar bes probeer het om 'n goeie lewe te lei. Sy het nooit opsetlik iemand seer gemaak nie. Sy het in God geglo en sy kerk toe gegaan. En volgens die Bybel sou Maria, wat 'n goeie godsdienstige lewe gelei het, sterf in die hel toe gaan. Haar man Joe, wat 'n goddelose, ongodsdienstige lewe gelei het, maar wat berou getoon het en in Christus geglo het op sy sterfbed, sou sterf en hemel toe gaan. En ons is geneig om te sê, wag so 'n bietjie, want dis nie regverdig nie. Die oomblik as ons so daaraan dink, geliefdes, dan openbaar ons dat ons nie God se genade verstaan nie. Want ons klou steeds vas aan verlossing deur menslike werke. Maar die Bybel verkondig herhaaldelik dat ons alleen deur God se genade gered word, nie deur enige werke of verdienste van ons eie nie. Gaan lees, daar's verskeie plekke, onder andere Efesiërs 2 vers 8 tot 9, Romeine 4 vers 4 tot 5, Titus 3 vers 5. En diegene wat probeer om hulle werke by te voeg, ontken eintlik die evangelie en kom onder God se veroordeling. Verskoon. Wat ek wil sê is, diegene wat probeer om hulle werke by te voeg, ontken eintlik die evangelie en kom onder God se veroordeling. Gaan lees Galasiërs 1 vers 6 tot 9 in konteks en dan sal julle dit sien. En Jesus het hierdie waarheid in 'n gelykenis geïllustreer in Matteus 20 vers 1 tot 16. 'n Grondeienaar het vroegoggend uitgegaan en werkers vir sy wingerd gehuur. En hy het ingestem om hulle 'n billike dagloon te betaal. En later die oggend het hy ander manne ledig in die markplein sien staan en hy het hulle gehuur en vir hulle gesê dat hy hulle 'n billike loon sou betaal. Teen die middaguur en in die middel van die middag het hy dieselfde gedoen. Uiteindelik omtrent 5:00 die middag het hy ander gehuur. En toe dit aand geword het, het hy al die werkers dieselfde betaal, 'n volle dagloon. Maar die manne wat die hele dag gewerk het, het gemor omdat hierdie manne wat net 1 uur gewerk het, dieselfde loon gekry het as wat hulle ontvang het, nadat hulle die hele dag hard gewerk het. Maar die grondeienaar het gesê, ek het julle betaal wat ons ooreengekom het. As ek vergewig wil wees teenoor hierdie laaste man, is dit my voorreg. Ek kan doen wat ek wil met wat my eie is. En Jesus het geleer dat verlossing deur God se vrye genade is, nie gebaseer op die mense verdienste of werke nie. En as God dit wil uitdeel aan iemand wat ons as onwaardig beskou, is dit sy saak. In God se oë is ons almal onwaardig.
Niemand het 'n geldige eis teen God nie. Want as hy voordat hulle gebore word gekies het om die slinkse Jakob lief te hê, waarom die gawe ou Esau te haat, sodat, soos Romeine 9 vers 11 tot 13 sê, sodat sy voorneme gegrond is op uitverkiesing, dit hang dus nie af van wat 'n mens doen nie, maar wat jou roep, dan is dit God se voorreg, as hy dit so wil doen. As hy kies om genadig te wees teenoor 'n dief net voor hy sterf, en 'n godsdienstige fariseer te laat sterf, en oordeel te verduur vir sy trots en selfgeregtigheid, is dit weer eens God se voorreg. Ons moet ontslaa raak van die trotse idee dat verlossing afhang van selfs die minste hoeveelheid menslike verdienste of moeite of goeie werke. Hoeveel kon hierdie dief doen om die ewige lewe te verdien? Hy kon nie sy lewe opruim nie. Hy kon nie beloof om in die toekoms beter te doen nie, want hy het geen toekoms gehad nie. Hy het 'n algehele gemors van sy lewe alreeds gemaak. Hy het nie gesê as ek dit kon oordoen, dan sou ek 'n beter mens wees nie. Hy het niks gehad om mee te stry nie, niks om te beloof nie, niks om na Christus te bring as sekuriteit vir verlossing nie. Hy het eenvoudig gevra vir iets wat hy nie verdien het nie. Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus het sy versoek sonder enige voorwaardes toegestaan. As jy 'n goeie lewe gelei het, is jy nie 'n duim nader aan die hemel as die dief wat 'n goddelose lewe gelei het. Trouwens, jy mag dalk meer probleme ondervind om op Christus alleen te vertrou, want jou goeie werke vul jou met trots en selfgeregtigheid. God se verlossing word altyd op een manier en slegs op een manier gegee, deur sy vrye genade, heeltemal los van enige menslike verdienste. En daarom kan niemand spog nie. En tweedens, verlossing word altyd ontvang deur bekering en geloof in Jesus Christus. Jy het dit dalk nie opgemerk nie, maar beide misdadigers het Jesus gevra om hulle te red. En hy het die versoek van die eerste geïgnoreer, maar die versoek van die tweede het hy toegestaan. Waarom die verskil? Die eerste dief het nie in bekering en geloof gevra nie. Die tweede dief het. Die eerste dief was kwaad, hy was bitter en hy het teen Jesus gemor. Hy het nie sy eie sonde in die gesig gestaan. En Jesus het nie eens probeer om vir hom te getuig nie. Hy het hom in sy hart uit van hart laat sterf. Die tweede dief was berouvol. Hy was onderdanig en hy was vol vertroue. Jesus het sy versoek genadiglik toegestaan en hom verseker dat hy daardie dag saam met hom in die paradys sou wees. En hierdie twee radikaal verskillende reaksies wys vir ons dat nie almal wat met Christus in aanraking kom gunstig reageer nie. Sommige word verhard deur dieselfde boodskap wat ander versag. Die verskil ontstaan nie in die menslike hart nie, maar in God se genade. Sommige mense is nie in staat om berou en geloof te beoefen deur hulle eie sogenaamde vrye wil nie. Die gevalle menslike wil is vasgebind in sonde en die natuur se nag, is wat Charles Wesley gesê het in sy gesang And Can It Be, net vrylik vertaal. Die gesindheid wat op die vlees gerig is vyandig teenoor God, of is vyandig teenoor God, en is nie in staat om homself aan God se wet onderwerp nie, en is nie in staat om God te behaag nie, sê Romeine 8 vers 7 tot 8. Die natuurlike mens kan nie die dinge van God verstaan nie, sê 1 Korintiërs 2 vers 14. Omdat Satan sy verstand vir die evangelie verblind het, sê 2 Korintiërs 4 vers 4. En daarom moet God genadiglik beide bekering in Handelinge 11 vers 18 en geloof in Filippense 1 vers 29 skenk. Jy sien, bekering behels die erkenning van jou eie skuld en die wegdraai van jou lewe van sonde. Beide Matteus 27 vers 44 en Markus 15 vers 32 verklaar dat beide rowers Jesus beledig het. Lukas is die enigste een wat die bekering van die een rower noem. En dis ondenkbaar dat 'n noukeurige historikus soos Lukas hierdie storie sou versin om 'n punt te maak soos sommige liberales wil beweer. En onder diegene wat aan die waarheid daarvan vashou, sê sommige dat Matteus en Markus aan beide rowers toeskryf wat slegs deur een gedoen is.
maar ek verkies die siening dat beide rowers aanvanklik teen Jesus uitgevaar het. En miskien is die tweede rower verkeerdelik deur die eerste een meegesleep, net soos hy in sy vroeë lewe van misdaad was. Maar terwyl hy Jesus se gedrag aan die kruis dopgehou het, terwyl hy geen vloeke of dreigemente uit Jesus se mond oorkom het nie, terwyl hy Jesus oorbid het vir vergifnis vir sy vervolgers, het hy begin vyand wil nie ek moet dit sê nie. Terwyl hy hierdie Jesus dopgehou het, het hy begin oortuig word van sy sonde. En hy het sy eie sonde gesien in teestelling met Jesus se duidelike onskuld. Hy het opgehou om Jesus saam met die ander dief te bespot. En hoe meer hy gehoor het hoe die ander dief sy godslasterlike spottery voortgesit het, hoe meer het dit hom gepla. Uiteindelik het hy Jesus verdedig en sy eie skuld erken. Hy het van sy sonde afgewyk. Dis bekering. 'n berouvolle persoon ‘n berouvolle persoon hou op om God en ander vir sy probleme te blameer en hy erken sy eie skuld en sonde. Die berouvolle dief het nie die stelsel of sy ouers of sy omgewing blameer nie. Hy het erken dat hy kry wat hy verdien het vir sy oortreding. Voorheen kon hy steel en dit afskud. En hy het dit waarskynlik verskoon deur te sê dat hy dit net nie kon help nie. En terwyl hy voorheen nie God gevrees het of selfs aan God se oordeel gedink het nie, het hy dit nou wel gedoen in vers 40. En jy sien, dit is bekering, om jou sonde te erken en daarvan weg te draai, omdat jy nou God vrees. En een van die moeilikste sondes om jou van te berou, is die sonde om op jou eie goeie werke te vertrou. Maar om jou eie verdienste of goeie dade te bring, is 'n belediging vir God, wat sy eie seun gegee het as die nodige bevrediging vir sy toorn teen sonde. Dit doen afbreek aan sy vrye genade om jou werke daarby te voeg, asof die dood van Christus nie voldoende was nie. Jy moet op dieselfde plek kom as hierdie rower en erken dat jy tereg God se oordeel vir jou sondes verdien. Miskien dink jy, wag nou so 'n bietjie, ek is dalk nie perfek nie. Ek het my deel van foute, maar ek is nie in dieselfde liga as daai rower. Maar A.W. Pink, in sy 7 Sayings of the Saviour on the Cross, sê, hy wys daarop dat ons almal rowers van die ergste soort is, want ons het God beroof. En hy verduidelik dit so. Hy sê, veronderstel, 'n firma in die ooste het 'n agent aangestel om hulle in die weste te verteenwoordig en dat hulle elke maand sy salaris aan hom deurstuur. Maar gestel ook aan die einde van die jaar ontdek sy werkgewers dat alhoewel die agent checks wat hulle vir hom gestuur het gewissel het, hy nogtans al daardie tyd 'n ander firma gedien het. Sou daardie agent nie 'n dief wees nie? En tog is dit presies die situasie en die toestand van elke sondaar. Hy is deur God in hierdie wêreld gestuur en God het hom met talente en die vermoë om dit te gebruik en te verbeter toegerus. God het hom met gesondheid en krag geseën. Hy het in al sy behoeftes voorsien en ontelbare geleenthede gebied om hom te dien en te verheerlik. Maar met watter resultate? Die einste dinge wat God hom gegee het is misbruik. Aan die ander woorde, die sondaar het 'n ander meester gedien, selfs Satan. Hy verkoos sy krag en hy mors sy tyd met die plesiere van sonde. Hy het God beroof. Dit is baie duidelik. En so met elke persoon, of dit nou uiterlik goed of kwaad is, berou hê. Maar berou is nooit alleen nie. Berou is altyd die keersy van die muntstuk van geloof. Ware berou is altyd verbind met reddende geloof. En hierdie woorde word ook dikwels uitruilbaar of 'n noue verband in die Bybel gebruik, soos ons sien in Markus 1 vers 15, Handelinge 11 vers Handelinge 11 vers 18 en 21 en Handelinge 17 vers 30 en 34 en Handelinge 20 vers 21. En dan moet ons ook weet dat geloof behels om jouself op Christus Jesus en sy genade te werp.
Want hierdie dief, sy enigste hoop was Jesus Christus. As Jesus nie in enige koninkryk sou kom nie, as Jesus nie die vermoë of mag gehad het om enigiets vir hierdie sterwende dief te doen nie, dan sou sy hoop verpletter word. Die ander dief het waarskynlik met afkeer gespot oor die onnoselheid van sy misdaadmaat. Jesus het skaars gelyk na die beeld van 'n koning. Hy was 'n erg gewonde, sterwende man, en hy was duidelik in fisiese pyn. En sy vervolgers het hom gespot, en dit het gelyk of hy niks daaraan kon doen nie. Hy het beslis nie na die beeld van die Joodse Messias gelyk nie. Maar die tweede dief het na Jesus gekyk met oë van geloof. En hy het al sy hoop vir die ewigheid op Jesus geplaas. Dit is reddende geloof. Johannes Calvin merk op dat daar sedert die skepping van die wêreld geen meer merkwaardige en treffende voorbeeld van geloof was as hierdie dief nie. Hy sê, hy het Christus as 'n koning aanbid terwyl hy aan die galg was. Hy het sy koninkryk gevier te midde van skokkende en erger as afstootlike vernedering. Hy het hom toe hy sterf verklaar as die leidsman van die lewe. En hy het die lewe in die dood aanskou, verheffing en verwoesting, heerlikheid en skande, oorwinning en vernietiging, 'n koninkryk in slawerny. So kortom, die dief het op die genade van Christus alleen staat gemaak. En dan kyk ons, dan derdens besef ons dat reddende geloof moet in die persoon van Jesus Christus wees. Ons weet nie of hierdie man voor hierdie dag enigiets van Jesus gehoor het nie. Ons word nie meegedeel of hierdie paar woorde die enigste gesprek tussen hulle aan die kruis was nie, of as dit dalk 'n verkorte weergawe van 'n meer uitgebreide gesprek is nie. Hierdie dief kon beslis nie die twee nature van Jesus uiteengesit het nie. Hy dalk nie eens verstaan dat hy werklik God is nie, maar hy kon sien dat Jesus geen gewone man was nie, en hy het genoeg van Jesus geweet om te hoop dat hy hom in die toekomstige lewe genadig sou wees. 'n Sondaar hoef nie 'n kundige teoloog te wees om reddende geloof in Jesus Christus te hê nie, maar hy moet iets weet van die persoon en werk van Christus. Hierdie dief het geweet dat Jesus 'n onskuldige man was, hy sê dit in vers 41. Want 'n sondaar kan nie die sondes van ander dra nie, maar hy moet sy eie sondes dra. Jesus was ons sondelose plaasvervanger. En die dief het geweet dat Jesus werklik 'n koning was, al is hy deur sy mense verwerp. En dus het hy hom aan Jesus se regmatige soewereiniteit onderwerp. Hy het geweet dat Jesus oor die graf sou triomfeer en weer in sy koninkryk sou kom, maak nie saak hoe hopeloos die huidige situasie was nie. Hy het geweet dat Jesus gereed en in staat was om enigiemand te red wat hom aanroep. Of anders sou Jesus nie gevra het om hom te onthou wanneer hy in sy koninkryk gekom het nie. Die punt is, geloof is nie net 'n algemene geloof in God nie. Dit is nie om jou oë toe te maak en 'n sprong in die donker te waag nie. Dit is nie, ek glo vir elke druppel reën wat val, groei 'n blom nie. Dit is nie om in God te glo, hoe jy hom ook al voorstel. Geloof moet in die Jesus wees wat in die skrif geopenbaar word. Nie die Jesus wat in 'n persoon se verbeelding is nie. Geloof moet in die Here Jesus Christus wees wat homself in die plek van sondaars geoffer het. En dus het mense wel 'n mate van kennis nodig van wat die skrif sê, voordat hulle tot redding kan glo. Moedig mense aan, teenoor wie jy getuig, om die Bybel te lees. En wanneer 'n sondaar se oë oopgaan en hy sien iets van wie Jesus is en op hom vertrou, dan stort God sy genade oor hom uit. En dan moet ons besef, redding word onmiddellik, vrylik en oorvloedig toegestaan. Hierdie dief het onmiddellik en sonder voorwaardes baie meer ontvang as wat hy gehoop het. Hy het gevra om in die toekoms onthou te word. En Jesus het hom daardie dag die paradys beloof. Hy het bloot gevra om onthou te word in die sin dat hy net deur die poort van die koninkryk sou kon kom. Maar Jesus het beloof dat hy persoonlik by hom sou wees. Hy het gevra sonder om te weet watter soort reaksie hy sou kry. En Jesus het hom verseker, voorwaar,
Ek sê vir jou. En geliefdes, ek wil hê, julle moet asseblief daarop let, dat Jesus nie 'n boetedoening vir hierdie skuldige man voorgeskryf het nie. Boetedoening is gebaseer op menslike werke, nie God se vrye genade nie. Jesus het die rower die ewige lewe beloof, afgesien van enigiets wat die man gedoen of beloof het om te doen. Jesus het nie gesê, jy sal oor 100 jaar saam met my in die paradys wees, nadat die vure van die vagevuur sommige van jou sondes verbrand het nie. Want om aan die leerstelling van die vagevuur vas te hou, soos die katolieke, is om die evangelie van God se genade te ontken, soos dit in die skrif openbaar word. James Stalker het in sy boek The Trial and Death of Jesus Christ geskryf, ons kan seker wees dat ons evangelie nie die evangelie is van hom wat die boetvaardige dief vertroos het nie, tensy ons self aan 'n sterwende sondaar 'n onmiddellike, vreugdevolle en volledige verlossing kan bied. Johannes Calvin merk wyslik op dat wat Christus aan die rower beloof het, nie sy huidige lyding verlig het nie. Die soldate het nie gekom om van die kruis af te haal en sy wonde te verpleeg nie. Jesus het hom nie genees of teen voortdurende pyn beskerm nie. En wat ek wil sê is dat wanneer 'n sondaar tot verlossing kom, verwyder God nie noodwendig al sy lyding in hierdie lewe nie, maar hy beloof hom wel iets beters, naamlik die paradys met hom tot in ewigheid. En ons het gesien dat verlossing vrylik aangebied word aan enige sondaar wat hom bekeer en op Jesus Christus vertrou. Nou is die vraag, is dit ooit te laat? En ek wil sê, verlossing is beskikbaar vir enige sondaar tot op die punt van die dood. En na die dood is daar geen kans op verlossing nie. Hebreërs 9 vers 27 sê dit vir ons. Maar voor dit kan God hom red, selfs al het hy geskiedenis van hoe groot, hoe baie berigte sondes. En nou ontstaan die vraag, waarom nie 'n sterfwet bekering beplan nie? Waarom nie nou al die plesiere van sonde geniet nie, maar op die laaste oomblik na God wend nie? Daar is 'n hele paar redes waarom dit nie 'n wyse plan is. Eerstens, as jy die lig wat jy nou het verwerp, sal jou hart later verhard word teenoor die evangelie. Esau kon nie 'n plek vir bekering vind nie, al het hy dit met trane gesoek, sê Hebreërs 12 vers 17. Want jou hart bly nie neutraal deur die lewe nie. As jy die evangelie hoor, maar dit verwerp, dan word jou hart meer gevoelloos teenoor die dinge van God. En boonop is daarop gewys dat hierdie dief nie die evangelie se hele lewe lang gehoor het nie, en uiteindelik sy hart daarvoor oopgemaak het, net voor hy gesterf het. Dit was sy eerste ontmoeting met Jesus, en hy het dit aangegryp. En tweedens, 'n lewe van selfsugtige, sondige lewe bring nie vreugde nie nou of in die ewigheid nie. Ja, terwyl sonde sekere plesiere op die oomblik bied, eis dit altyd 'n verwoestende tol op die persoon. Talle seksuele ontmoetings met verskillende, vennote mag dalk 'n sekere opwinding inhou, maar dit kan nie die blywende vreugde van getrouheid en intimiteit binne 'n lewenslange verbondshuwelik bied nie. So 'n lewe sal jou leeg en miskien nog besmet laat met geslagsiektes. Dwelms en alkohol mag dalk 'n oomblik vir jou oombliklike haai gee of 'n buffer teen die lewe se probleme, maar dit verwoes diegene wat daardeur verslaaf is. Slegs 'n lewe wat in onderdanigheid aan God geleef word, bring vaste vreugdes en blywende plesier. En dan, nie alle sterwende mense het die geleentheid om hulle te bekeer nie. Nie almal het voldoende waarskuwing dat die dood net voor lê nie. Daar is jong mense wat vandag hier luister, wat dalk vroeër die ewigheid in sal tree as sommige van diegene wat bejaard is. 'n Vriendin van my is die afgelope week, sy gesterf, vir my op 'n relatiewe jong ouderdom, sy is 10 jaar jonger as ek. Sommige hier in goeie gesondheid sal sterf voor ander wat swak gesondheid het. Kan in 'n motorongeluk sterf, soos ander vriende van my. Ons is almal sterwende mense, en tensy ons nou berou het, kan ons maklik vergaan. Onthou Lukas 13 vers 3 en 5. En ten slotte, 'n wyse Puritein het geskryf, ons het een verslag van 'n sterfbed bekering, sodat niemand hoef te wanhoop nie. Ons het slegs een,
sodat niemand hom kan aanmatig nie. Geliefdes, deel Christus met diegene op hulle sterfbed, in die hoop dat hulle hom, dat hulle God in sy genade hulle sal red. Maar maak ook seker dat jy nie God se genade misbruik deur bekering en geloof in Christus vir 'n ander tyd uit te stel nie. Ontvang dit nou. Jy mag dalk nie daardie geleentheid later kry nie. Amen. Kom ons maak die oë toe. Here, ons sê vir U baie dankie vir hierdie tydige boodskap, Here. Ons wil altyd uitstel. Môre, Here, net nie nou nie. Maar U sê vir ons in Jakobus, môre is nie gewaarborg nie. Ons weet nie. Môre gaan ons na so en so 'n stad en ons gaan sulke besigheid doen en ons gaan soveel wins maak. Maar U mag dalk ons siel vannag van ons vra. Here, help elkeen hier om nie te wag vir die laaste oomblik nie, want die laaste oomblik kom dalk onverwags. Here, laat elkeen wat hier luister, wat dit nog nie gedoen het nie, hulle hart en hulle lewe in U hande gee. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, dankie dat julle so deur die sukkel geluister het. Mag hierdie boodskap vir julle voeding vir julle siele wees en mag elkeen van julle wat dit nog nie gedoen het nie, die geleentheid aangryp nou om te sê, Here, dink aan my wanneer U in die koninkryk kom. Mag julle 'n wonderlike Christus gevulde dag beleef en 'n Christus gevulde week, en as die Here wil, kom ons volgende Sondag weer eens by mekaar rondom U woord, rondom sy woord. Maar tot dan, mag die Here se genade met julle gaan. Mag hy self met julle gaan en mag God julle seën. Shalom.